generations falling down in worship to sing the song of ages to the Lamb. And all who've gone before us and all who will believe will sing the song of ages to the Lamb. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all, and the angels cry, holy, all creation cry, holy, you are lifted high, holy, holy forever. If you've been forgiven and if you've been redeemed, sing the song forever to the Lamb. If you walk in freedom, if you bear His name, sing the song forever to the Lamb. Sing the song forever and amen. Though the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Hear your people sing, holy, to the King of Kings, holy, and you will always be holy, holy forever. Oh, 'cause your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them above all thrones and dominions and all powers and positions, your name stands above them all. Oh Jesus, your name is the highest, your name is the greatest, your name, oh, it stands above them all, above all thrones and dominions and all powers and possessions, your name, oh, it stands above them all, and the angels cry, holy, and all creation cry, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Hear your people sing, holy, to the King of Kings, holy, and you will always be holy, holy forever. You will always be holy, holy forever. Goeiemôre broers en susters, familie, vriende, werkskollegas, vriendinne van Tannie Elis.
Ons is hier in die huis van die Here, ons is in sy teenwoordigheid waar ons verklaar, hy is teenwoordig. Want die Bybel sê vir ons, waar 2 of meer in sy naam saam is, daar is hy. Jesus kom beloof, in Matteus 28, sy laaste woorde is hy die disippels so uitstuur, en sê ek is met julle tot die volëinding van hierdie wêreld. En hy is vanmôre hier, met die belofte, vir julle as familie, as kinders, as kleinkinders, beloof ek sal jou nie in die steek laat nie. Ek sal jou nie verlaat nie, ek sal jou nie los nie. Hy is elke tree met julle, hy is julle herder. Hy sê julle bring by groen weivelde en waters waar daar vrede is. Hy sal vir julle nuwe krag gee, elke dag sal julle siele verkoop. En veral in hierdie donker diepte wat mens beleef wanneer 'n geliefde nie meer daar is nie. Ook hier sal hy met julle wees, sal hy sy hand julle vashou en julle versterk. Kom ons sluit die oë, dan bid ons gou saam. Here, U verklaar dat in stil wees en vertroue, daar lê ons krag. Here, U roep ons op in die psalms om te bedaar en te erken dat U God is. Om stil te wees en te weet U is Heer. Here, en ek kom vra dat U met ons elkeen sal wees vanmôre, dat U ons gedagtes sal rig, dat U ons genadig sal wees met elke emosie, met elke gevoel, met elke aksie, Here, in Jesus naam. Here, U weet hoe swaar dit is om 'n geliefde af te staan in die dood. Here, en daarom kom nader ons tot U met die vertroue dat U ons hier sal kom ontmoet. Dankie, Here, vir die ewige lewe. Dankie dat ons hier mag by mekaar kom en erken dat U 'n God is wat getrou is. Net weer eens vir julle as familie. Ek gaan nou nie elkeen se naam noem nie, want dan gaan ons lank besig wees. Maar innige simpatie en meelewing van ons as gemeente se kant af, van ons as kerkraad en ook van my en van Dominee Madeleine af. Mag die Here julle vashou. Gemeente, ons gaan, nou sê ek gemeente, broers en susters, ons gaan 3 liedere nou saam sing. Ons gaan begin deur 'n loflied saam te sing, O Heer my God. En dan vra ek dat jy sommer gaan sit, dan gaan ons nog 2 liedere saam sing, wat sommer nie aangekondig gaan word nie, wat net gaan gespeel word. Die eerste ene daarna is Koos Doep se gebed, en dan sluit ons af met Psalm 23, die Here is my herder. Kom ons staan, dan sing ons die eerste lied saam. O Heer my God, as ek in eerbied wonder en al die werke elke dag aanskou, die son en maan, die aarde, sterre, wolke, hoe U dit elke dag so onderhou. Dan moet ek juig my Redder en my God. Hoe groot is U, hoe groot is U, want deur die hele skepping klink dit saam. Hoe heerlik Heer, U grootte naam. U seun word mens in ons gebroke wêreld, kom vestig hy sy koningsheerskappy. Hy maak weer heel wat sonde hier gebreek het. Hy bring weer hoop en redding ook vir my. Maar
dan moet ek juig my Redder en my God. Hoe groot is U, hoe groot is U, wanneer die hele skepping klink dit saam. Hoe heerlik Heer, U grote naam. U maak ons deel van al die grootste werke. U laat ons bid, Heer, dat U ryk mag kom. En kom U weer in heerlikheid op wolke, maak U volkome nuut U eiendom. Dan moet ek juig my Redder en my God. Hoe groot is U, hoe groot is U, deur die hele skepping klink dit saam. Hoe heerlik Heer, U grote naam. Laat my nooit die grond verlaat nie. Laat my in U skadu bly. Gee dat elke aardse vreugde en vrees eintlik nietig word vir my. Elke afdraaipaadjie ken ek. Elke keer het ek gedwaal. En elke keer het U my iewers kom haal. Heel dit weer die laaste maal. Elke dag is 'n gedagte. Elke kamer net geëen. Elke aardse droom van rykdom en roem. Het ek na die teen die muur. Wat ek is genade. Wat ek het is net geleen. Eintlik smag ek na U waters van rus. Lei my Heer vanaand daarheen. Lei my Heer vanaand daarheen. Die Here is my herder, niks sal my ontbreek nie. Hy laat my neerlê in groen weivelde, na waters waar
al hy my eer. Gerots, hy het die al hy my eer. Al hy my eer. By my eer. Laat my voete op 'n ewige rots. Baie diep al hy my eer. Broer en suster, ons is vanmôre hier met gemengde emosies. Ons is baie hartseer. Want om afskeid te neem maak seer. Om afskeid te neem is moeilik, omdat daar 'n plek is wat nou leeg is, omdat daar 'n stem is wat nou stil is. En wat 'n stem het Tannie Lis nie gehad. Bemoedigende stem, 'n sagte stem. Stem van liefde en van omgee. En dis nou stil. Maar ook moet ons vanmôre erken, is daar ook emosies van dankbaarheid. Dankbaarheid dat die Here haar kom bevry het van die pyn en van die lyding en die stryd wat sy met kanker gehad het. Dankbaar vir 'n ewige lewe dat sy nou by 'n plek kan wees waar daar nie meer pyn is nie en nie meer seer is nie. Maar ook dankbaar omdat ons vandag 'n lewe vier van iemand wie se lewe groot impak gemaak het. Ons 'n lewe vier van iemand wat 'n groot verskil in mense se lewens gemaak het. 'n Partykeer 'n diep verskil, ander keer 'n sagte verskil, ander keer sommer net 'n verskil van liefde en omgee en gewaardeerd wees. Glo jy elkeen sal met my saamstem om in Tannie Lis se teenwoordigheid te wees. Jy het gevoel soos 'n sixpence. Jy was geliefd, jy was veilig. Daar was geluister, daar was in jou oë gekyk. En soos wat jy baie keer opmerk, Irene, nie met harde oë nie, met sagte oë. Dit was Tannie Lis. Sy word gemis en sy gaan gemis word. Nog vir lank, want sy het vreugde gehad, sy het veerkragtigheid gehad, sy het opgestaan as haar geval is. En baie mense sê dit ook vir my, sy het hierdie positiwiteit gehad. En ek het baie gedink oor hierdie positiwiteit, of mense dit nie iets anders kan noem nie. En toe dink ek, sy het hierdie motiverende hoop gehad, wat sy uitgestraal het na ander. En dan weet ons, sy het hierdie onverskrokke geloof gehad het in haar verlosser, haar saligmaker, haar redder, haar Vader, die Here. En daai liefde wat sy by hom gevind het, het sy uitgeleef na ander. So ons is hier vanmôre om te erken, om daarvoor dankie te sê, om saam met julle as kinders en familie te onthou en te vier. Want haar lewe kan ons beslis vier. Wanneer 'n mens luister na al die stories, aan die verhale, hoe mense praat, hoe die impak en die verskil wat Tannie Lis gemaak het oor soveel jare. Ek het maar die voorreg gehad om dit 'n jaar en 'n half te kon beleef. Maar hier is mense vir baie meer as dit, 50 plus jare, wat daar vriendskappe gevorm is saam met haar. Mense luister na die herinneringe, na die manier hoe mense praat, en dit wat vir my baie duidelik geword het, familie, is dat sy nie net die lewe voluit geleef het nie, want dit weet ons almal, sy het voluit geleef, maar sy het 'n lewe geleef wat sy gedeel het met ander. Sy het
saam geleef en haar lewe het mense gedra en beïnvloed en gedra op wanneer vir mense in tye van vreugde, sy kon saam met jou 'n oorwinning vier. Vra dit vir die recovery groep, hoe bly sy is as daar baie gedae skoon is. Sy kon vreugde vier. Sy kon dit gedra wanneer ander moeg geraak het, hartseer geraak het, oorweldig geraak het. Maar dan ook wanneer sy self moeg was, dan het sy nog steeds gedra. Die geskrifgedeelte waarom wat julle as familie dus gekies het vanmôre is baie gepas en baie ideaal. 2 Timoteus 4 vers 7 en ek gaan hom vanmôre aanhaal uit die 83 vertaling uit en is Paulus wat hier kom skryf. Paulus kom skryf dit nie in die begin van sy lewe nie, maar aan die einde van sy lewe en aan die einde van sy bediening, nadat hy 'n vol lewe gehad het, vol uitdagings, vol suksesse, vol vervolging, vol terugslae en mislukkings, maar net so vol van God se werk in sy lewe en deur sy lewe. Paulus, iemand wat geloofspad gestap het tot by die einde en daarom skryf hy dan vanuit daardie plek uit. Hy plek uit 'n lewe wat hom alles gekos het toe hy oorgegee het om Jesus te volg en sy disipel te wees. En die woorde is so, dis 'n getuienis van Paulus vanmôre. Ek het die goeie wedloop afgelê, ek het die wenstreep bereik, ek het die geloof en tyd volgehou. Nou wag die oorwinnaarskroon vir my, die lewe by God. En dis woorde van iemand wat weet die pad was nie maklik nie, maar die pad was goed. En die pad was getrou geloop, Paulus het hom getrou geloop, en ek weet en ek het ervaar dat Tannie Lis het hom ook getrou geloop. En daarom wil ek graag hierdie gedeelte met elke reeltjie saam met u stap. Ons gaan by 4 gedagtes te stil staan en die heel eerste ene is, ek het die goeie wedloop afgelê. Nou wanneer Paulus hierdie sê, gebruik hy nogal 'n woord in die Grieks, wat baie diep betekenis het, die woordjie is agon, wat beteken 'n stryd, 'n worsteling, en ook kan vertaal word met 'n wedloop, soos in 83 vertaling. Die 2020 vertaling kom praat van 'n stryd wat gestry is. Hierdie woordjie agonos kom ook dan op jou en agonize, so dis was 'n stryd wat gestry is, hierdie wedloop, goeie wedloop wat afgelê is. En ons moet die beeld kry van wanneer hierdie wedloop sien, is nie 'n rustige stap nie, maar dit is 'n intense stryd gewees, 'n lewe wat inspanning geken het, 'n lewe wat aanhou opdaag het, selfs wanneer die liggaam moeg geword het en die hart begin twyfel het. Nou ek en u weet, 'n wedloop is per se nie noodwendig maklik nie, dit vra vasbyt, dit vra volharding, dit vra dat jy baie keer bly beweeg as jy graag wil stil staan en jy wil graag vashou. En dan kom Paulus en hy noem hierdie stryd, noem hy 'n goeie stryd, 'n goeie wedloop wat geloop is, wat gehardloop is. En dis nogal vir my aangrypend, nie omdat daar nie seer en moeilik was nie, want dit weet ons, as jy Paulus se lewe deurgegaan het, dan het jy dit gesien. Maar hierdie goed is omdat daar met oorgawe geleef was, met integriteit, met liefde, met 'n hart wat oopgebly het. En dit was die goeie wedloop van die geloof wat Paulus geloop het. Paulus se woorde daarom kom herinner ons en kom help ons. Dit gaan nie net oor die wedloop, dat 'n wedloop gehardloop is, maar hoe jy hierdie wedloop gehardloop het. En daarom kan Paulus sê dit was goed. Dit is 'n goeie wedloop. En hierdie kwaliteit van hierdie pad lê nie oor die feit dat daar foutloos was of die gebrokenheid nie was nie, maar dat dit getrou was. En daarom dink ek wanneer ons ook vandag dat die Lis se lewe vier en daaroor nadink, herken ons sien ons iets van hierdie wedloop. Dit was baie keer 'n stryd wat gestry is. Dit was nie maklik nie. Verlies het sy geken, hartseer het sy beleef, swaar en pyn, sy het uitdagings geken wat haar geloof, wat haar liefde en soms haar diensbaarheid beproef het en getoets het. Sy het verantwoordelikhede gedra wat baie ander mense sou laat wankel het. En tog het sy nie opgehou nie, tog het sy aangehou omgee, aangehou hoop gehad, aangehou vasbyt.
met die genade van die Here. Sy het aangehou. Deur elke lewensstryd, deur elke deel van die wedloop wat die Here haar gedra, en so was dit sigbaar in die manier hoe sy liefgehad het, in die manier hoe sy bly omgee het, in die manier hoe daar altyd tyd was. Ek weet nie hoe sy dit reg gekry nie, maar daar was tyd vir 'n koppie tee, daar was tyd vir nog 'n gesels, daar was tyd vir 'n laaste kuier en 'n laaste totsiens sê. Daar was tyd vir selfs 'n reunie moes eers gebeur voordat die behandeling kon begin. Daar was tyd. Daar was tyd vir nog 'n Bybelstudie, daar was tyd vir 'n vriendin se verjaarsdag. Want sy weet hoe belangrik dit sou wees. Sy het die goeie wedloop gehardloop. Nie sonder stryd nie, maar gedra deur genade, met vreugde, met liefde en met verskriklike baie hoop. So, einde November toe ek by haar gedraai het, toe vra ek sommer en toe verduidelik sy vir my, André, hierdie kankerpad, as jy eers op die glyplank besig is om te gly, dan staan nie sommer omdraai nie. En toe sê sy, maar, ek wil vir jou sê, mens hoop tot jou laaste asem. Sy was 'n vrou van hoop. So die eerste gedagte, sy het hierdie goeie wedloop afgelê, sy het die goeie stryd gestry. Die tweede gedeelte is, sê Paulus, ek het die wenstreep bereik. En die Grieks is weer eens hier so verskriklik baie mooi in hierdie uitdrukking van die wenstreep bereik, want dit gaan nie oor dat dit nou iets is wat verby is nie, maar dit gaan oor iets wat voltooid is, iets wat volbring is, iets wat afgerond is, iets wat tot 'n vervulling gekom het. Die wenstreep is bereik. Die term is iets wat nie halfpad gelos is nie. Dit is voluit geleef. Dis iets wat gekom het, wat moes gekom het, iets wat gebeur het, wat moes gebeur het. En Paulus kom sê, wanneer hy hierdie woorde kom sê, hoor mens nog iets in jou agtergrond, in jou agteroor, want hierdie werkwoord wat hier gebruik word om te sê die wenstreep is bereik, is dieselfde werkwoord wat gebruik was toe Jesus sy laaste woorde aan die kruis was, tetelestai, om te sê dit is volbring. Dit was nie 'n kreet van wanhoop nie, dit was 'n verklaring en 'n voltooiing. Jesus wat kom verklaar dat die werk waarvoor ek gestuur was is gedoen. Dit wat die pad wat ek moes loop, het ek geloop. En Paulus se woorde kom bou daarop en hy kom werk daarmee saam dat die genade wat daar in Christus was om te kan sê dit is volbring, was ook die genade waarmee Paulus dit kon sê dat dit is volbring. En weet ons, wil ek dit 100% sonder enige terughou kom kommunikeer. Dat Tannie Liz het die wenstreep bereik, voluit, tot by die einde. En is nie omdat sy net altyd sterk was nie, is nie omdat sy nooit gewankel het nie, dis nie, haar lewe was afgerond het tot voltooiing gekom, want dit was in Christus ingeweef. Dit was ingeweef in God se wil om God te leef. Dit was ingeweef in die hoop wat geanker was in sy trou en sy getrouheid. Dit was haar rus wat gewortel was in sy genade. En daarom weet ons dat sy rus. Haar lewe het dit waarvoor sy gestuur is, het sy gedoen, waarvoor God haar geroep het, kan ons definitief sê, het sy gedoen. Sy het dit ook so verklaar eendag, toe sê sy vir my daardie week voordat sy oorlede is, het sy gesê, André, wat ek gedoen het, wat ek kon doen, het ek gedoen. Bevestiging van hierdie woorde. So ons het gehoor, Paulus het die goeie wedloop gehardloop, hy het die wenstreep bereik, en dan die derde ene, is ek het die geloof en tyd volgehou, en weer eens, hierdie is 'n wonderlike frase met baie diepte. Want hy sê nie, hier kom Paulus kom verklaar nie, dat hy net heeltyd sterk geglo het nie. Dat hy nooit getwyfel het nie.
Nee, wat eintlik as mens die Grieks mooi gaan lees, dan sê hy eintlik ek het die geloof bewaar, behou. Die Griekse woord kom eintlik so af en sê die dra die betekenis van iets wat opgepas was, iets wat beskerm was, iets wat gehandhaaf was. Iets wat kosbaar is, wat nie verlore geraak het nie. So half hierdie geloof wat Paulus van praat, dat hy naby sy hart gehou, sodat niks dit kon steel nie. En broer en suster, familie, om die geloof te bewaar, om die geloof te behou, is om nie toe te laat dat pyn, dat teleurstelling, dat hartseer dit uit jou hande uitruk nie. Dit beteken nie dat daar nie trane was nie. Dit beteken nie die trane was nie die laaste sê nie, het nie die laaste woord gekry nie. Dit beteken nie dat dit altyd alles sin gemaak het vir haar nie, maar dat daar die vertroue nooit, ten spyte van onsekerheid, nooit weggegaan het, dat God is getrou. Haar geloof was geanker. En ek dink hierdie is een van die dinge wat nog die mees duidelikste is wanneer 'n mens oor haar hele span van haar lewe sal oor nadink, nee, is dit. Sy het aangehou lief hê toe dit moeilik was. Sy het aangehou vertrou, sy het aangehou hou hoop, al was die hoop 'n bietjie broos en wankelbaar. Sy het altyd aangehou. Sy het gebly bedoelende, sy het spasie gemaak waar veilige spasiegebied waar ander sou pad gegee het, maar Tannie Lis nie. So sy het haar geloof en tyd volgehou, sy het haar geloof bewaar. 'n geloof wat gebrokenheid geken het, maar tot die einde gebly het. Die laaste ene, dis nou in vers 8. Is die beloning en die uitnodiging. So hier beweeg Paulus na die laaste deel van sy getuienis en sê, nou wag die oorwinnaarskroon vir my. Die lewe by God. En ek dink dit is belangrik dat ons hoor wat hy so sê, hierdie kroon waarvan hy praat is die lewe by God. Dis nie 'n prestasie nie. Dis nie net 'n beloning wat ek ontvang nie, die beloning is in die feit met by wie ek gaan wees, en daarom is daai woorde vir my so mooi. Die oorwinnaarskroon is vir my die lewe by God. Iemand by wie sy altyd kan wees. So na 'n lewe van volharding, na 'n lewe van aanhou, na 'n lewe van die goeie wedloop hardloop, na die lewe van om die wenstreep te bereik, is die eindpunt, broer en suster, wil ek so graag kom bely vanmôre, is nie 'n applous nie, is nie 'n oorwinning nie, maar is nabyheid, dit is teenwoordigheid, dit is Paulus wat kom sê, ek verstaan, dat die eindpunt van my wenstreep wat ek bereik het, is dat ek tuis gekom het in die huis van die Here. So mooi in Psalm 23. Mag ek tuis wees in sy huis tot in lengte van dae. En dit weet ek is onomwonde waar van Tannie Lis. Een van die kosbaarste oomblikke, so aan die einde, so in daai laaste week, wat ek by haar was, toe sê sy kyk my so diep in die oë en sê, André, ek is moeg, ek wil gaan rus. Self asof sy wil tuis kom. So ons neem vandag afskeid, maar nie sonder hoop nie. Ons erken 'n goeie wedloop is gehardloop. Ons erken die wenstreep is bereik. Ons erken die geloof het eindtyd volgehou. En kan ons bely met oortuiging, die oorwinnaarskroon is behaal. En dis lewe by God. Amen. So ons vertrou aan nou aan God toe. Kom, ek wil tog net dit sê, ons vertrou aan nou aan God toe, nee, die een wat gesê het, toe hy aan die kruis gehang het, dit is volbring.
En dit is so. Kom ons bid saam. Here en Hemelse Vader, Here, dankie vir U woord wat nooit leeg terugkeer nie. Dankie vir U geloof wat U in ons harte kom skep en kom vestig en kom bou en kom vorm. Dankie Here vir die vermoëns om te kan U beleef, met U te kan kommunikeer, by U te kan wees, U teenwoordigheid te kan erken. Dankie Here. Dankie vir geloof. Dankie vir die voorreg om in liefde te kan ervaar, en liefde te kan beleef, en liefde te kan uitdra. Dankie Here. Dankie vir vreugde, dankie vir vrede, dankie vir elke goeie gawe wat U vir ons gee. Dankie Here. Dankie vir familie, dankie vir vriende, dankie vir kollegas, dankie Here vir mense wat omgee. Dankie vir mense wat dra, dankie vir mense wat baie keer dra sonder om te vra. Dankie vir perspektief. Dankie vir 'n ewige lewe, dankie Here, dat U Heilige Gees ons kom lei in die waarheid en ons kom herinner aan God ons Abba Vader. Dankie. Dankie vir 'n lewe geleef voluit. Dankie dat U deur elke stryd gedra het. En dankie Here dat U die familie, haar kinders, haar kleinkinders ook so gaan dra. Elkeen van haar geliefdes, Here. En dankie dat U vir ons die voorreg gegee het om dit te kon saam beleef. Dankie Here. Amen. Ons gaan nou weer 'n liedjie saam sing, maar voordat ons hom saam sing, ek wil tog, terwyl ek nou gebid het, dink ek aan nog 'n storie by die Bybelstudie. So, was altyd verbasend om te sien, sy die dag, Dinsdag chemo gehaal, en dan Woensdagoggend, dan sit sy al by die Bybelstudie. En ons het die Lukas brief deurgelees, en toe lees ons hoofstuk 3, wat gaan oor die tong, en dat jy moet versigtig wees, en die tong is gevaarlik, en jy moet eerder opbou en afbreekie. En toe, sy kon ook so lekker lag, soos jy goed weet, toe maak sy die opmerking, sy wil net sê, ons moet vir die Here dankie sê, ons het net een tong. Maar gelukkig het ons tonge en stemme om die Here te loof en prys. Ons gaan nou weer staan en gaan ons 'n lied saam sing, Because He Lives. Kom ons, en dan vra ek net weer dat jy plekke inneem asseblief. They called him Jesus, He came to love, heal and forgive. He lived and died to buy my pardon. An empty grave is there to prove my Savior lives. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know He holds the future, and life is worth the living just because He lives. And then one day I'll cross the river, I'll fight life's fight, war with pain, and then as death gives way to victory, I see the lights of glory, and I'll know He lives.
because He lives, I can face tomorrow, because He lives. All fear is gone, because I know He holds the future, and life is worth the living just because He lives. Ons gaan nou 'n kans gee vir Corneels om 'n huldeblyk te doen. Dankie Corneels. Dink ek het 'n baie maklike en 'n baie moeilike taak op dieselfde tyd. Ek dink dis ongelooflik maklik en lekker om 'n huldeblyk te kan doen op iemand wat jy weet by Jesus is. Dit's fenomenaal. En as ek kyk na hierdie boekie, ek dink Wynand is nou al 'n ekspert op die saamstel van hierdie boekies. Ek dink ons familie kan vir eers bietjie uitsit op begrafnisse vir die volgende paar jaar. Maar dit is dik en hy's baie ingeskryf. En dit getuig van wie Liz was. Getuig 100%. En as ons vir almal 'n geleentheid kon gegee het om iets by te voeg, dan was dit 'n boek gewees. Want dis wie sy was. Haar naam Elizabeth Ann is presies wie sy was. Die naam Elizabeth beteken letterlik belofte van God. En dis wie sy was, tot op die einde. Sy het vasgehou aan God se beloftes. Ek onthou, en hierdie is nie 100% teologies korrek nie, maar dit is waar en ons het nodig om dit te hoor. Ek onthou die laaste keer wat ek by haar was, toe sê sy weet die einde is naby. Sy weet dis nie nou meer lank wat sy hier het nie. En ek moet nie nou vat dit in 'n teologie maak nie. Sy sê, maar sy het nie 'n behoefte om nog Bybel te lees nie. Sy het nie 'n behoefte aan nog kennis nie. Wat haar hart nou is om vas te hou aan die beloftes van God. Om vas te hou aan dit wat sy reeds weet en aan wie sy ken. En daardeur sê ek nie, ons moet nie Bybel lees nie. Ek sê net baie keer, kennis op sy eie gaan ook net so ver. Daar kom 'n punt wat ons moet vashou aan 'n lewende God. En dis wie Elizabeth Ann was. Dis wie Liz was, dis wie Tannie Liz was. Ann beteken natuurlik genade van God. En sy het dit absoluut gelewe. Nou, elkeen van ons wat hierso sit, ek weet baie keer, ons fokus baie op die familie, maar almal van julle wat hierso sit, glo ek het haar op 'n baie spesiale manier geken, en elkeen van ons sal 'n storie kan deel, oor wie sy was en hoe sy jou lewe aangeraak het. So ek wil 'n vreemde ding sê, dit voel vir my so baie keer by 'n begrafnis, die familie kry vertroosting, die familie word gesê, jammer vir julle verlies, maar ek voel ek wil vanoggend sê, vir ons almal wat hierso is, ek is jammer vir ons verlies. En jy wat hierso sit, wat dalk voel, maar jy staan aan die agterkant, en wat van jou, jammer vir jou verlies ook. Want is 'n verlies vir ons almal, dat Tannie Liz nie meer hierso is nie. Nou, positiwiteit, dis wie sy was, 100%. Ek dink, ons almal het geweet, hier was waar die probleem ingekom het, want ons sit ver, so jy kommunikeer telefonies, en op die telefoon het dit geklink, asof Tannie Liz 105 jaar oud gaan word. Dis presies hoe dit was. Sy was positief. Daar was nie negativiteit in die manier sy gepraat het nie. Haar kondisie, soos sy daarna verwys het, was so al van die verbygaan. Dit was nie haar hart nie. Sy het vasgehou in die hoop. Sy het vasgehou aan haar positiwiteit. Maar die mooie ding vir my, van wie sy was, mense het haar gaan besoek in die laaste tyd, om haar te bedien en om haar te bemoedig. Maar die teenoorgestelde het plaasgevind. Mense het daar uitgestap, en hulle was die mense wat bedien is. Hulle was die mense wat bemoedig is. Dis wie sy was,
Sy het 'n besorgdheid gehad vir ander mense. Sy het 'n liefde en 'n omgee gehad vir ander mense. Die mooiste van haar was haar verhouding met Jesus. Was nie 'n teorie nie. Was lewend en dit was mooi. Ek onthou die laaste keer, Lizaan, jy en ek, en sy het saam gebid. En dit was my opvallend in daai gebed. En dis ons mense en dis hoe dit is. Lizaan, jy het geveg en baklei, Here, genees haar, ons les hy moet bly, maar die manier hoe sy gebid het was, haar oë was op Jesus en sy het geweet wat kom. En sy kon met vrede aan haar hart ook laat gaan van dit wat op die aarde was. En sy het geweet dat die alles oortreffende wag vir haar hierna. Ek onthou nog, sy het gesê, ek dink dit was Oktober in die Kaap, en in 'n winkel daar was haar kalender vir 2026. En sy kyk die kalender so, en die opskrif van die kalender was, die mooiste of die beste plekke om in Suid-Afrika te besoek. En vir elke maand van die jaar was daar 'n foto van 'n verskillende plek. En sy het daarna gekyk, en sy het gesê, ons was daar, ons was daar, ons was daar, ons was daar. Haar lewe was vol. Ek glo die laaste paar jaar het sy meer voluit geleef as wat baie ander mense leef. Sy het elke dag voluit aangepak. En sy het geleef vir haar mense. So, sy's 'n persoon wat kon groet en kon sê, dis no regrets. Ek's nie spyt nie, ek nie wens ek kon nog dit gedoen het, of wens ek kon nog dat gedoen het nie. Sy kon gaan. Genade. Ons gaan daai woord mis, ons gaan dit mis, genade. Dit was haar woord. Of skoene wat sit soos roomkoeke. Of Calitzdorp spanspekke. Ons goed wat mens gaan mis van Liz. Ek sit en dink op haar yskas, dis steeds daar. Ek het dit foto net gister weer dat ek seker maak, dis daar op haar yskas in haar handskrif. Bid sonder om moedeloos te word, getrou en volhardend tot Jesus weer kom. En dis wie sy was. Dis wie sy was. Ek sal dit altyd onthou, ek het dit met my pa ook gesê, dis wat ek dink net terloops aan haar yskas. Ek's dankbaar vir Tannie Liz, vir baie redes, ook dat die inhoud van haar yskas verander het met my pa, want daai yskas was my bekommernis gewees, daar was ten minste kos daarin gewees as gevolg van Liz, waarvoor ons dankbaar, koeksisters en tee. Dis ook 'n ding, as jy op die plaas gekom het, dit was wat die lekker deel was, daar was altyd Ryds-koeksisters en tee, Engels het, ek dink nie Engels het nie, maar saam met Tannie Liz het ek Engelse tee gedrink, dit was lekker as wie sy was. Ek het 3 verse wat ek net wil lees, wat ek dink net iets vasvat van ook wie sy was. Hebreërs 3 vers 14 wat sê, ons het inderdaad deelgenote van Christus geword, mits ons end uit stewig bly vashou aan ons aanvanklike geloofsvertroue. Dis 'n interessante konsep. Ons het deel geword op voorwaarde dat ons vasbyt tot op die einde. Dis 'n verlede tyd, toekomende tyd. Matteus 24:13, wie egter volhard tot aan die einde, die sal verlos word. En dis presies wie Liz was. Sy het vasgehou aan Jesus tot op die einde. Ek dink vir my die grootste verlies, een van my grootste bidders is nie meer daar nie. En ek dink ons almal, hierdie eerste 2 banke veral, sal daarvan kan getuig. So ons sal nou vir mekaar moet bid, want Liz is nie meer daar nie. En dit is wat sy gedoen het. Ek bedoel, hoeveel kere as op die plaas gekuier het, as ons ingestap het, regop, besig om te bid. Dis hoe dit was. Ander vers, en ek dink dis die mooiste vers in die Bybel oor die opstanding, is 1 Korintiërs 15, ek gaan net daai deel lees. Dood, waar is jou oorwinning? Dood, waar is jou angel? Dit is waar ons vashou. Ja, dood bring skeiding, maar dis nie die einde nie. En dis die wonderlike deel om te dink waar sy nou is. Sy saam met Jesus. En dis wat sy sou wil gehad het, ons almal moet weet. Sy is by Jesus en sy wag vir ons. Sy wag vir ons. En dis so belangrik, en dis 'n uitnodiging weer eens wat Liz sou gesê het van waar sy is, vir elkeen van ons wat hier sit. Ja, ken jy Jesus en ken Jesus jou? Daai is die belangrikste. En om haar voorbeeld te kan volg, om te kan sê, sy soos Paulus as dit ware wat gesê het, volg my voorbeeld soos ek die voorbeeld van Christus volg, dat ons daai voorbeeld sal volg.
om te gaan en te volhard tot op die einde. Nou ek kan lank aangaan, almal van ons het staaltjies en stories, maar ek sal afsluit met 2 goed. Ek kyk veral na die kleinkinders, Liam, Ethan, Libby Ann, C.A., Ruben, Heinrich, Mishan, Kayla, Isabella en Sanay. Julle ouma was ongelooflik trots op julle. Julle ouma kon nie uitgepraat raak oor dit wat julle alles reg gekry het nie, en wat julle nog gaan reg kry. Sy was lief vir julle. Sy was lief vir julle, sy het vir julle gebid, sy het julle ondersteun. Ek dink julle is ongelooflik bevoorreg om so 'n ouma te kon gehad het. Ons gaan nou ongelooflik baie mis. En ek dink aan die laaste woorde wat sy vir Marike gesê het. Toe sy groet het toe die laaste keer daar was, wat sy gesê het, volgende keer sal ons saam nagmaal gebruik. En dit kan ek sê namens haar vir almal van ons. Volgende keer gaan ons saam met haar nagmaal gebruik, in die hemel, saam met Jesus. Baie dankie. Baie dankie Corneels. Oom Jan. Geef oom Jan kans vir die bedankings. Ek doen net graag die bedankings namens die Helman familie vir Dr. Liesel of Liesel Iman, vir wie ons enige tyd kon kontak, sy hulp met ma se in en uit die hospitaal. Vir Dr. Thomas Erasmus, haar onkoloog, vir sy vriendelike en omgee hulp met ma se chemo en die mooi manier hoe hy altyd al hulle vrae beantwoord het en geduldig met hulle was. En dan spesiaal Dr. Annetjie Kleinhans, wat altyd beskikbaar was en vir ma by die huis help versorg het. En dan 'n groot vriendin, Tannie Betty van Skalkwyk, vir elke dag se inloer en oproepe en sommer net julle mooi vriendskap wat vir ma so baie beteken het. Vir Martins Funerals en die mediese beampte Visagie vir hulle hulp en bystand. NG Kerk Bethlehem Oos vir Dominee Andrei, vir Dominee Madeleine, vir hulle omgee en meelewing die afgelope tyd. En dan Dominee Andrei Botha, baie dankie vir vandag se diens. Tannie Janet vir die orgelbegeleiding en Janie Rothman hulle vir die livestreaming van die diens. Carly en almal wat gehelp het met die oopmaak van die kerksaal, Almarie vir die mooi blomme, Buurman Andries en Mariette Kien, saam met die wijk 6 van Bethlehem Oos en almal wat gehelp het met die verversings, as ook oom Abraham en Tannie Sarah van Heerden en hulle wijk. Wynand, spesiaal dankie vir jou vir die samestelling van die pragtige begrafnisbrief en die slideshow presentation. En Corneels, baie dankie vir die huldeblyk, hulle waardeer dit opreg. Libby Ann, ouma se oudste kleindogter, vir die saamstel van die aanlyn kennisgewing, vir Lis se lewensviering wat op die WhatsApp en ander sosiale platforms verskyn het, en ook aan elke liewe kleinkind wat vir ouma ure en ure se plesier verskaf het. So baie se mense se inloer, baie dankie vir al die oproepe, vir al die boodskappe, vir al die gebede die afgelope tyd. En toe ma siek was, en natuurlik ook al die bosseblomme. Dis te veel om op te noem. Baie dankie aan almal. As familie wil ons vir julle Skabord familie en vir julle Helman kinders baie dankie sê. Veral die laaste tyd met julle daar was en by ma so mooi bygestaan. Dankie vir al die boodskappe wat julle vir ons deurgegee het en dankie dat julle daar was vir
Dit was 'n einde, maar ek is seker jy het 'n spesiale tydjie saam met haar gehad. Ons waardeer dit. Baie dankie. Ek het gisterand klaar gehuil, maar nog een. Right, laastens, dankie aan ons hemelse Vader, wat ons almal werklik geseën het met 'n wonderlike ma, 'n wonderlike ouma, 'n eggenoot, 'n suster, 'n niggie, 'n tannie, 'n skoonsister, 'n stiefma, 'n vriendin, 'n werkskollega, 'n stapmaat en nog soveel meer, waarvoor enige mens kon gevra het. Die wêreld is armer vandag, maar die hemel is nog 'n spesiale engelryker. Baie dankie. Dankie oom Jan. Ons gaan nou na 'n presentation aanbieding kyk. When all foundations have been shaken, when I'm left standing in the dark, and all I feel is my heart breaking, you still reign and you're still God. And when it feels all hope is fading, the heavy questions hit so hard, and though my soul may feel forsaken, you still reign and you're still God. Though I can't see what's before me, I know that I can trust your heart. And this one truth will be my story. You still reign and you're still God. I will declare that you are with me, though voices whisper that you're not. You'll never leave me nor forsake me, 'cause you still reign and you're still God. Though I can't see what's before me, I know that I can trust your heart. And this one truth will be my story. Yes, it will. You still reign and you're still God. Though I can't see what's before me, I know that I can trust your heart. And this one truth will be my story. Yes, it will. You still reign and you're still God. I know you reign and you're still God. And when my enemies surround me, I'll trust the victory of your cross. Grant me serenity to accept things, the things I cannot change. Grant me the courage, Lord, to change what I can, wisdom to know the difference. In my weakness you can shine, in your strength I can fly.
freedom to walk a new path and let me feel your love. In my weakness you can shine. In your strength I can fly. And you make everything, everything beautiful. You make everything, everything new. You make everything, everything beautiful. In its time, in your time, it's beautiful. Lifting open hands to you, my Savior, beautify my soul. Knowing you redeem my pain and failure, purify my soul. Beautify my soul. You make everything, everything beautiful. You make everything, everything new. You make everything, everything beautiful. In its time, in your time, it's beautiful. Boon suster, ek net gou vir u verduidelik wat nou verder gaan gebeur. Ons gaan afsluit met die oorwinningslied, so ons gaan daarvoor staan. En na die lied klaar is, dan gaan ek net die seën uitspreek en dan gaan ons 'n geleentheid hê vir 'n laaste eerbetoon. Jy sal sien hier is roosblare hier voor wat jy kan neem en net kan neersit op die spieël of voor die kussie van Danielus. En dan gaan ons die familie eerste kans gee om dit te doen en dan gaan daar 'n lied speel en soos wat hulle klaar is, dan kan u self ook kom om ook 'n laaste eerbetoon te doen. En dan nooi die familie u uit om hartlik saam in die saal te kom, saam ietsie eet of saam ietsie drink. En saam 'n bietjie stories weer te deel wat ons saam kan onthou en vir ons vreugde gee. Kom ons staan. Ons sluit af met 'n verklarende triomfanklike lied, die oorwinningslied. Ek sien in my gees die glorie en die almag van die Allerhoogste wat in lief oor sy koninkryk regeer. Hy lewe aan die einde, op die wolke kom hy weer. Hy is koning, hy regeer. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Hy is koning, hy regeer. Die Here is ons vesting wat vir altyd sal bly staan. Hy beskerm elke mens wat in geloof na hom toe gaan. Hy is ons skuiling, hy is ons wapen, hy die vyand reeds verslaan. Hy is die rots wat ewig staan. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Hy is koning, hy regeer. Ek dink weer aan die liefde en ontferming van my Heer, en sy vreugde en sy vrede wat in oorvloed oor my spoel. Ek loof Jesus Christus, my verlosser en my vriend. Ek bely U as my Heer. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja.
loof hom, prys hom, halleluja. Hy is koning, hy regeer. Kom deel nou in ons loflied, heb je hande op na bo, blaas syne, slaan op tromme, kom dans vir God se oor. Kom leef in die oorwinning van sy woord waarin ons glo, want sy woord sal ewig staan. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Hy is koning, hy regeer. Hy is koning, hy regeer. Ontvang nou die seën van die Here. Mag die liefde van God ons Vader, die genade van ons Here Jesus Christus en die troos en teenwoordigheid van die Heilige Gees elke dag met u wees. Amen. Ons vra dat u bly staan, dan gee ons die familie eerste kans vir 'n laaste eerbetoon. Generations falling down in worship to sing the song of ages to the Lamb, and all who've gone before us and all who will believe will sing the song of ages to the Lamb. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all, and the angels cry, holy, all creation cries. Holy, you were lifted high. Holy, holy forever. If you've been forgiven and if you've been redeemed, sing the song forever to the Lamb. If you walk in freedom, if you bear his name, sing the song forever to the Lamb. Sing the song forever and amen. Though the angels cry,
generations falling down in worship to sing the song of ages to the Lamb. And all who've gone before us, and all who will believe, will sing the song of ages to the Lamb.